Baie welkom by nog 'n Woensdag Woord. Ons is aan die einde van Oktober. En as mense in die winkels rondloop, dan sien mense allerlei pampoene en spooke en hekse en spinnekoppe, want die wêreld is besig om reg te maak vir Halloween op die 31ste Oktober. Maar in die kerk en veral in die gereformeerde kerk het ons 'n ander tradisie. Die 31ste Oktober is vir ons hervormingsdag. Nou hervormingsdag is die dag toe die woord van God weer begin praat het. Op 31 Oktober 1517 is die dag wanneer Martin Luther die 95 stellinge teen die Wittenberg kerk se deur vasspyker. En die groot swaai kom vir Martin Luther wanneer hy Romeine 1 lees, Romeine 1 vers 16 tot 17, en ek lees graag vir jou. Ek skaam my nie oor die evangelie nie, want dit is 'n krag van God tot redding vir elkeen wat glo. In die eerste plek die Jood, maar ook die nie-Jood. In die evangelie kom juis tot openbaring dat God mense van hulle sonde vrygespreek en enkel en alleen omdat hulle glo. Dit is soos daar geskrywe staan, elkeen wat deur God vrygespreek is, omdat hy glo, sal lewe. So Martin Luther word gekonfronteer met Romeine 1 vers 16 tot 17 wat sê, omdat ons glo, word ons deur genade vrygespreek. En hy kom in opstand teen die kerk wat sê, maar ons kan ons vryspraak koop deur aflaat by die kerk te koop. So, hierdie is nie 'n rebellie of 'n opstand nie, maar dit is 'n teruggrype na die woord. Psalm 119 vers 105 wat sê, U woord is 'n lamp vir my voete en 'n lig vir my pad. So die reformatie word gebou rondom Romeine 17, Romeine 1 vers 17 en die hele aspek dat ons op genade gered word deur ons geloof. So genade is 'n geskenk van God en dit is nie 'n betaling wat ek en jy maak nie. En genade geskied, die redding kom deur genade en nie deur werke nie. So die hooftemas van die reformatie waarop ek en jy staan, is dan die 5 punte of die 5 solas, soos ons dit uit die reformatie kry. Sola scriptura, wat sê alleen die skrif. Die skrif is dit waarop ons gesag bou, daar waar ons raad gaan kry, ons troos gaan kry en waarop ons lewe bou. Sola gratia, wat sê alleen genade. Ons word op genade alleen gered, nie die geld wat ons vir die kerk gee of die werke wat ons doen nie. Sola fide, alleen geloof, met ander woorde ons glo net, daar kom niks by nie, ons hoef nie nog gedoop te word of om in 'n sekere plek iets te doen nie. En dan die sola Christus, alleen Christus, so Christus alleen red ons, daar's nie nog goed wat bykom nie, en sola Deo gloria, aan God alleen die eer. So dis dan die 5 solas, alleen die skrif, alleen genade, alleen geloof, alleen Christus en aan God alleen die eer. En dis die 5 punte van die reformatie wat sê, maar dis waarna toe ons strewe. Ons wil nie goed bysit om ons geloof te verseker nie. Hoekom het die kerk hervorm? Nou een van die slagspreuke van die reformatie is Ecclesia Reformata Semper Reformanda, wat sê altyd weer hervorm, om te sê ons moet altyd nie dink, ons moet die heeltyd sê wat volgende, hoor ons nog reg en gedurig besig wees om te hervorm. En daarom is dit belangrik om te weet, wanneer ons in die gereformeerde tradisie is, dat ons met tye die vraag gaan vra, want dit is deel van ons tradisie, vanuit die reformatie kom om te sê, maar ons aanvaar nie net wat mense sê nie, ons is bereid om die moeilike werk te doen, om terug te gaan na die skrif en te sê, het ons reg gehoor, het ons reg verstaan. Dit is om te sê, die kerk is 'n beweging, die kerk is ons as mense, God wat in ons kom leef, die kerk is nie 'n monument nie, dit is nie 'n plek waar ons gaan, om te gaan kyk, hoe mooi is dit nie, maar die kerk is die beweging van God se kinders hier op aarde. Jesaja 55 vers 11 wat sê, die woord sal nie leeg na ons toe terugkeer nie. Elke keer wanneer ons die woord bestudeer, praat God deur sy gees met ons. En dan een van die groot geskenke van die reformatie is dat die skrif, die woord terugkom in gewone mense se hande. In die
In die tyd voor die reformatie is daar gesê dat gewone mense nie die Bybel mag lees nie, en die Bybel is letterlik aan die kansel vasgeketting om te verhoed dat gewone mense die skrif lees. Met Luther en Calvin en Zwingli se reformatie en die planne wat daarmee saamgaan, kom die Gutenberg-pres wat sê, maar nou kan ons die skrif versprei en die Bybel word vertaal. En so het ek en jy vandag die Bybel in Afrikaans, in meer as een vertaling, wat ons kan lees, sodat ons kan verstaan en self kan interpreteer. En dis nie iemand wat namens ons lees en dit vir ons vertaal nie. En daarom is dit vir ons belangrik om die skrif steeds hoorbaar te maak vandag. Is daar goed wat vandag nog kan gesien word as aflate, goed wat mense gee in ruil daarvoor om te dink, maar as ek dit gee, kan ek dalk my plek in die hemel koop, en dat dit nie deur genade is nie. Ek dink mense maak nog baie staat op status, op geld, op sukses, en skuif hulle of vergeet hulle van Romeine 1 vers 17 wat sê, ons word deur ons geloof uit genade gered. So dit gaan nie oor jou gewildheid of jou prestasie nie, maar oor wie jy is in Christus. Wat is die uitdaging vir ons vandag? Die uitdaging vandag is dat ons meer en meer moet toelaat dat die woord sal praat, dat ons uit genade sal leef, nie uit gewoonte nie, en dat ons getuie sal wees van God se genade. Die reformatie herinner ons daaraan dat ons geloof 'n geskenk is, en dat God regtig met elkeen van ons 'n persoonlike pad wil stap. En as ons by die 31ste Oktober kom, mag ons die spinnekoppe en die hekse en die spooke bære, en vergeet van Halloween en onthou van mense wat opgestaan het vir geloof en gesê het, maar ons word uit genade gered en dat ons deel is van daai beweging om te sê, voortdurend word ons vernuwe deur God wat vir ons lief is. Kom ons sluit die oë. Dankie Here dat ons nie hoef te betaal om u genade te wen nie. Dankie Here dat ons nie meer hoef te doen en te gee of te betaal of iets te gaan haal of gedoop te word of sekere goed te doen om te sê maar dat ons u kinders mag wees nie. Maar dat Romeine vir ons kom sê dat ons deur genade gered word. Dankie Here dat ons kinders van die reformatie mag wees en mag ons die woord laat praat en lewendig laat word in hierdie wêreld. Amen.